So, ons is nog steeds hier so by optel en aftrek wat tema 3 is van kwartaal 1 van graad 6. Soos in die vorige video het ek gesê dat afronding is 'n baie maklike onderwerp waar die kinders maklike volpunte kan kry as hulle net weet hoe dit werk. So hierso het ek nog 'n voorbeeld van hoe om afronding te vra sonder om die gewone rond oor die naaste so en so af te vra. So die sin sê die getal 174.658 is tot die naaste wat afgerond sodat die antwoord 175.000 is. So wat dan baie belangrik is vir die kinders moet gaan kyk, is hulle moet sien dat die laaste 3 getalle is nulle, wat beteken dis klaar afgerond. So ek gaan dan nou dadelik moet gaan kyk hierso na my duisende kolom. So ek gaan nou hier na my duisende kolom kyk, en ek gaan sien dat die 4, as ek kyk na sy buurman, is dit 'n 6. Wat beteken die 6 dit is moontlik vir die 6 om die 4 in 'n 5 te verander, wat dan nou beteken ek het my antwoord sopas gekry. Ek het hierdie tot die naaste 1000 afgerond om dan nou daai getal te kry. Dan nou net vir die volgende enetjie wat ons hierso het is hulle sê hier die getal 987.523 tot die naaste wat afgerond as die antwoord 987.000 is 525. Nou soos wat ons hier kan sien is nie veel van die getalle het verander nie. Die enigste getal wat ons wel kan sien wat verander het, is die 5 daar reg op die einde. Wat beteken as ons nou nog gaan kyk na ons ene kolom, waar die 3 is, dan beteken dit, ons gaan sien dat die 3, as ons nou dink in veelvoude van 5 byvoorbeeld, die 3 is baie nader aan 25 as wat dit is aan 20. So dit gee outomaties my antwoord, en dit beteken daai is tot die naaste 5 dan nou afgerond, so dit beteken dat daai getalletjie het ons net tot die naaste 5 toe afgerond om daai te kry. So weer eens 'n baie maklike manier om iets baie eenvoudigs te toets by die kinders. So dit is net bietjie anders as die gewone rond die volgende getalle af. So dit maak dit net bietjie meer interessanter vir die kinders. Dan ietsie wat baie belangrik is in hierdie onderwerp, in hierdie tema, is die inverse of die omgekeerde bewerkings. So hierdie is ietsie wat die kinders nogal baie maklik vind. Hulle weet dat die omgekeerde bewerking van 'n plus is 'n minus, van 'n minus is 'n plus, 'n maal is 'n deel en 'n deel is 'n maal. Dis ietsie wat hulle nogal vinnig optel. So as ons nou kyk byvoorbeeld, hierdie is nou weer eens 'n ander manier om dit te vra, behalwe die gewone een wat ons almal aan gewoond is, wat jy die sommetjie vra en dan moet jy die omgekeerde bewerking doen. So hierdie is 'n baie interessante manier om te toets of die kinders wel die teorie agter die omgekeerde bewerkings verstaan. So ons gaan nou hierso kyk en ons gaan sien ons het 7652 en ons plus 4316 by en ons kry 'n antwoord. So dit wil vir ons sê dat as ons nou kyk, dan sê hulle dit beteken dat daai antwoord wat ons nou nog gekry, die 11969 minus die 4316. So nou het ons klaar daai getalletjie sowel as daai getalletjie gebruik. Wat beteken as ons daai twee getalletjies van mekaar aftrek, moet ons dan nou hierdie getal kry as ons antwoord. So dit beteken dat ons gaan nou sê hierdie antwoord is dan 7652. So dis weer eens net bietjie van 'n anderste manier om inverse of omgekeerde werkings te vra. Dit maak die kinders net bietjie meer soos hulle let net bietjie meer op na die teorie van waaroor gaan omgekeerde bewerkings nou eintlik. So eintlik net bietjie van 'n ander manier om dit te vra. Dan die een wat ons almal mee bekend is hulle sal vir jou byvoorbeeld sê bereken die volgende en doen dan die omgekeerde bewerking om seker te maak jou antwoord is korrek. So weer eens kyk ons na ons gewone sommetjie. As hulle nie spesifiseer oor hoe om die optel of aftrek te doen nie, kan ons gaan na enige metode toe. Weer eens maklikste metode wat die meeste kinders gebruik is maar die kolommetode. So ons gaan 34.857 plus 62.378. So, ons gaan begin met die 7 plus 8, gee vir ons 15, daai gaan 6 plus 7 wees, wat vir ons 13 gee, 9 plus 3, gee vir ons 12, 5 plus 2 gee vir ons 7, en 3 plus 6, gee daarso vir ons 9. So daar's wat ons antwoord, maar nou was die vraagie gewees, dat ons ook die omgekeerde bewerking moet doen, om seker te maak ons antwoord is korrek. So wat ons nou gaan doen, is ons gaan ons antwoord vat. So ons gaan ons antwoord vat,
wat 97.235 is. Nou wil ons die omgekeerde bewerking doen. So die omgekeerde werking van 'n plus gaan vir ons 'n minus gee. En dan sê ek altyd, dit is net makliker om die kleiner een van die twee getalletjies te vat. So dit beteken ek gaan daai getalletjie gebruik. So ek gaan 34.857 gebruik. En nou natuurlik net om myself te herinner dat ek gaan nou hierdie antwoord gaan nou die ander oorblywende getalletjie moet wees. So ek gaan nou seker maak dat dit wel so is. So ek gaan aftrek hierso. 5 minus 7 kan nie, so ek gaan leen. 15 minus 7 gee vir ons 8. 2 minus 5 kan nie, so ons gaan leen. 12 minus 5 gee vir ons 7. 1 minus 8 kan nie, so daar is 6. Ons het 11 minus 8, so dit beteken ons het 3. 6 minus 4 gee vir ons 2. En 9 minus 3 gee vir ons 6. So nou moet ons seker maak dat hierdie antwoord wat ons nou hierso gekry het, moet presies dieselfde wees as hierdie getalletjie wat oorgebly het. En sodra dit dieselfde is, dan weet ons is reg. So dit beteken al twee ons bewerkings wat ons hier gedoen het is 100% reg. So weer eens baie maklike bewerkings om te doen, om lekker baie punte op te doen in 'n toets of 'n eksamen. So regtig iets baie maklik om van die kinders te leer.